bid ons Here. Die woord sê dit vir ons, wanneer ons in die naam met mekaar vergader, is U in ons midde. Die woord sê dit, maar ons lewens beleef dit ook vanmôre. Ons beleef U teenwoordigheid vanmôre. U is vir ons 'n werklikheid. Die Seun van die lewende God is naby ons. Wat U in die woord vir ons gesê, naby julle is die woord in julle harte en in julle monde. Baie dankie dat U vir ons U woord gegee het, dat U het gesê dat U en die Vader sal by ons kom woning maak. En ons dankie dat U vanmôre in ons midde is. Dat U woninge maak onder die lofsange van U volk. En Here, soos wat U vanmôre in ons midde is, weet ons, daar is niks wat vir U vanmorgen is nie. U ken elkeen se lewe. U ken elkeen se omstandighede. U ken hulle uitdagings, U ken hulle gebrokenheid. U ken die siekte, U ken ook die vreugde. O God van ontferming en Vader van vertroosting, dat ek vra in hierdie môreuur dat U sal stilstaan by een en elkeen. En dat elkeen sal ontmoet op die gebied van waar hulle U soek, Here. Sal U vanmôre die hart wat uitroep dat U antwoord. Sal U vanmôre, Here, die mens wat benoud is vanmôre vertroos. Sal U elkeen wat vanmôre siek is in hulle liggaam aanraak. Here Jesus, U op aarde was en U almal gesond gemaak wat na U gebring was. Ons het geen ander naam dat wie ons kan kom, behalwe die naam van Jesus. En ek vraag vanmôre, raak die siekes aan. Maak gezond die wat krank is. Ek vraag dit in Jesus naam, soos wat ons in U teenwoordigheid staan. Kom vanmôre en maak bemoeienis met een en elkeen. Dis my gebed in Jesus naam. En ek sê vir U baie dankie. Baie, baie dankie. Ons waardeer U. Ons is lief vir U. Want U kom 'n lofsang toe vanmôre. Halleluja. Amen en amen. My broer en suster, is nie moontlik wanneer 'n mens in die teenwoordigheid van die Here kom, dat 'n mens dieselfde kan bly. Vra maar vir Saulus, by op die pad van Patmos was, op pad om die Christene te vervolg. Hoe die Here hom in 'n oomlikse tyd sy hele lewe in 'n ander rigting gedraai het, met een ontmoeting met Jesus, die Seun van die lewende God. Hoe kan 'n mens dieselfde bly wanneer jy oor die Here gesien het? Wanneer jy die Here in jou lewe beleef het? En hoe wonderlik ook vanmôre, selfs in die 21ste eeu, jy oor te kan ophef, die stem te verhef en die naam van die Here aan te roep. En hy is steeds daar om jou te ontmoet, net daar waar jy is. Ons dien 'n wonderlike God. Ons dien 'n God dit op dit wat stikkend is, hy maak dit reg. Dit wat skeef is, trek hy reg uit. Dit wat seer is, maak hy gesond. Ons dien 'n wonderlike God. En ek weet dat U hom ook lief het vanmôre. En dis in sy naam wat ons by mekaar kom. Broer en suster, ons kom uit verskillende agtergronde, verskillende geskiedenisse, ons het verskillende families. Maar wat bring ons saam? Dis die naam van Jesus. Dis wat ons in geleer het. En daarom wil ek U groet vanmôre in die naam van Jesus Christus, die Seun van die lewende God, van wie ons dienaars gemaak is. Amen. Broer en suster, is nagmaal môre vanmôre. En ek het gedink dat ons vanmôre beweeg na die gebeure rondom wat gebeur het op daardie dag of net voor daardie dag wat Jesus gekruisig was. En ek wil U sommer onmiddellik nooi om saam met my te blaai na die boek van Matteus, die 27ste hoofstuk. Ek sal enkele verse daar saam lees. Matteus 27. En ons gaan lees vanaf vers 5. Op die fees van die
Maar die gouverneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam van Barabbas. Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? Barabbas of Jesus, wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. En Pilatus het geweet wat was hier aan die gang. Daar was jaloesie. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie. Want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die gouverneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord, Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met die Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die gouverneur sê, maar watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem, sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Net tot sover. Here Jesus, op daardie dag kon U bevel gegee het dat 10.000 van engele U kon verlos uit die hand van die Romeinse mag en van daardie Joodse leiers. Maar steeds het U geonderwerp aan die wil van die Vader. Want dis hoekom U na die wêreld toe gekom het, om die wil van die Vader te doen. Ten spyte van die bespottinge, ten spyte van die ongeregtigheid wat op daardie dag gebeur het, het U self onderwerp tot die dood van die kruis. En daarvoor is ek ewig dankbaar. Here, dit breek my hart as ek moet sien wat hulle aan U gedoen het, 'n regverdige man. Dit wat daardie dag plaasgevind het, was die grootste onreg wat die wêreld nog gesien het. Maar ek sê vir U dankie dat U bereid was daardie lyding vir my neer te gaan. Want nou kan ek uitroep vandag, dit was die bloed wat my verlos. Ek kan sing, ek is verlos deur die bloed van die lam. Ek kan uitroep, daar is krag, ja, wonderbare krag in die dierbare bloed van die lam. So dankie, met my hart en dankie. Is daar nog iemand hier vanmorgen wat sê, dankie Here, dat U bereid was om daardie onreg te verduur, op daardie kruis te hang, 'n onskuldige man. En hy het dit gedoen vir jou en vir my. Ek eer hom daarvoor. Ek sal hom ewig dankbaar wees. Daarom het ek hom so lief gekry.
Daarom dien ek hom in hierdie dag, want hy het my eerste lief gehad. En hy het sy liefde bewys deur sy lewe vir my af te neem. Dis een ding net te sê ek is lief vir jou, dis 'n ander ding om dit te bewys. Hy het sy lewe gegee vir ons. En ek dank hom daarvoor. Broer en suster, was jy altyd in 'n posisie gewees waar jy gedruk word in 'n rigting in, waar jy iets moet doen, wat jy weet in jou hart, is verkeerd. Want jy word gedruk in so 'n rigting in. Wie het al so iets beleef? Nou, ons noem dit groepsdruk, né? Waar mense jou wil forceer in 'n sekere rigting in, en alles binne in jou rebelleer daarteen. Dis die posisie waarin Pilatus was. Hy het geweet, Jesus was so onskuldige man. En hy het geweet, dat geregtigheid vereis, dat hierdie Jesus vrygelaat moes word. Hy knew het. Selfs sy vrou het na hom toe gekom en vir hom gesê, ek het baie gelei die vorige aand oor hierdie Jesus. En sy het gesê, dis 'n regverdige man hierdie. Ons moet niks met hierdie regverdige man te doen hê nie. Selfs sy vrou het dit gesê. Pilatus het ook geweet dat die rede hoekom hierdie Joodse leiers vir Jesus na hom gebring het, was nie omdat hy een of ander oortreding aangegaan het nie, maar uit neidigheid uit jaloesie uit. Die Joodse leiers was baie jaloers, want Jesus het skares agter hom aangetrek, en hulle het by vele geleenthede probeer om hom strikvrae te stel, en dan was Jesus se antwoord altyd ver verhewe bo hulle vra. Hulle kon hom nooit in 'n hoek trek. En intussen het Jesus wonderwerke gedoen, en hulle kon die skares nie beheer om nie agter Jesus aan te beweeg. Hulle is jaloers op hom. So Pilatus het geweet, hier is 'n onskuldige man. Pilatus het geweet, hy moet vrygelaat word. Maar daardie goddelose druk van 'n skare, wat ons ook al beleef het in ons lewe, waar 'n familie jou wil druk in 'n rigting, waar 'n groepering van mense jou wil forceer in 'n rigting om te doen wat jy weet in jou hart, it's not the right thing to do. Dis daardie druk wat Pilatus ervaar het, wat gemaak het, dat hy gedoen het, wat hy nie moes doen. Wat was die skare se vryste? Wat het die skare vir Pilatus gevra? Hulle het gesê, kruisig hierdie man, weg met hom. En die vraagstuk bly nou, wat gaan Pilatus se besluit wees? Gaan hy toegee aan hierdie druk? Of gaan hy die regte ding doen en Jesus vrylaat? En wat was sy besluit? Wat was sy besluit? Wat het hy gedoen? Daar's 'n mooi woord, ons noem dit kompromie. Hy het gekompromieer. Weet julle wat doen hy? Hy besluit, hy gaan vir die mense die keuse gee. Ek gaan nie besluit nie, besluit julle. En wat hy doen is, hy het 'n gewoonte gehad, elke jaar by die feestyd, het hy vir die skare 'n gevangene losgelaat van hulle keuse. En daar was 'n sekere gevangene met die naam van Barabbas. Hy was 'n geweldenaar. Hy was 'n moordenaar. Hy was 'n
maker. Julle kan vir hom gaan lees daar in Lukas 19 vers 10. En hy vat vir Barabbas en hy stel hom op teenoor Jesus voor die skare. En hy vra vir hulle, wie wil julle hê, moet ek vir julle vrylaat? Die moordenaar? Of die regverdige man? Barabbas? Of hierdie een wat sê dat hy Jesus is, die Seun van God? En wat roep die skare? Wie kies die skare? Hulle kies vir Barabbas. Gee ons die moordenaar. Matteus 27, vers 21, wat ons gelees. En wat was Pilatus sy reaksie? In vers 22 van wat ons gelees het. Hy sê vir hulle, voor hy sy hande was, sê hy vir hulle, wat wil julle hê, moet ek doen met hierdie Jesus? Wat wil julle hê, moet ek maak met Jesus? Broers en susters, kom met staan nie gestop by daai vraag. Want hierdie is 'n vraag wat vandag nog vir elke individu gevra word. Wat gaan ek en jy maak met Jesus? Dis 'n vraag wat een en elkeen op die gesig van hierdie aarde mee moet deel. Dis iets wat ons elkeen onsself moet afvra. Wat maak ons met Jesus? Miskien vat dit 'n oomblik. Kyk so 'n bietjie in jou hart vanmôre. Staan eerlik teenoor jouself en vra vir jou self daai vraag. Wat maak jy met Jesus in jou lewe? Dit was toe Pilatus hierdie mense daai vraag vra, dat hulle uitroep, kruisig hom! Jy weet, ons kyk so maklik na dit en sê, hoe kan die mense dit doen? Maar weet jy wat? Ek wonder as ek in daai skare gestaan het daardie dag, of ons dalk saam sou geskree het. Kruisig hom. Of sou ons opgestaan en gesê, stop hierdie manigheid. Hy is onskuldig. Sou ons ook maar saam met die groep gegaan. Wel, 'n goeie indikasie is hoe leef ons vandag. Leef ons vandag in kompromie? Of sê ons, nee, ek sal my lewe gee. My alles behoort aan hom. En in so 'n oomblik toe hulle skree kruisig hom, toe gaan Pilatus en hy laat haal 'n waskom met water. En voor die hele skare begin hy sy hande te was. En hy doen dit as 'n teken voor die skare om te sê, ek het geen deel aan die bloed van hierdie man nie. Ek was my hande in onskuld. Nee, Pilatus, dit werk nie so nie. Nee, my liewe vriend. Nee, Hendrik, dit werk nie so nie. Marleen, Kathleen, dit werk nie so nie. Jy kan nie jou hande in onskuld was met betrekking tot Jesus nie. Dit werk nie so nie. En dit is wat soveel mense doen vandag. Hulle neem 'n neutrale posisie in. Hulle probeer die vraag omseil met betrekking tot wat gaan ek maak met Jesus?
Hulle probeer dit as ware ignoreer. Maar nee, my vriend, ons kan nie hierdie vraag omseil nie. Ons kan nie Jesus ignoreer nie. Ons kan nie 'n neutrale posisie inneem nie. Ons gaan moet die vraag antwoord. Ons gaan moet vandag deel met hierdie vraag. Wat maak ek en jy met Jesus? Ons lees wat die skare gedoen het. Ons lees wat Pilatus gedoen het. En nie een van hulle was reg nie. Kompromie is nie reg nie. En om te kruisig is nie reg nie. Maar ek vra u vandag, as ons daai vraag vir mekaar eerlik vra, wat gaan ek en jy maak met Jesus vandag? Voor ons daai vraag antwoord, kom ons herinner mekaar net eers, wie is hierdie Jesus? Wie is hierdie een wat gesê het dat hy is die Messias? Wat gesê het dat hy het van die Vader gekom? Wie is hierdie een wat gesê het ek het gekom na hierdie wêreld om te sterf vir die sonde van die wêreld, om die mens te verlos? Waarvan? Van jou armoede? Van jou sonde? Dink julle dit was nodig vir Jesus om aarde toe kom, as hy jou net wil verlos van jou armoede, of jou te verlos van jou man of jou vrou, of jou te verlos van... Nee, daar was nie bloed nodig vir dit nie. Sy bloed het gevloei om ons te verlos van sonde. Maar die loon van sonde is die dood. So wie is hierdie man? Wel, kan ek vir jou herinner, hierdie man is die sentrale figuur, my vriend, in die geskiedenis van die hele mensdom. Hy is die spil waar rondom alles draai. Amen. Toe hy hierdie man op aarde gewandel het, en hy gespreek het, het hy met soveel gesag gepraat, dat selfs toe die Joodse leiers dienaars stuur om hom gevange te neem, om hom te arresteer. Jy kan gaan lees van die verhaal daar in Johannes 7, dit was by die fees van dit was by die Pinksterfees. Daar in Johannes 7 vers 32 lees jy dat hulle dienaars gestuur om Jesus te arresteer. Maar toe kom die dienaars terug by die Joodse leiers in vers 46. Hulle sê, nou maar hoe het julle hom nie gearresteer nie, want hulle kom sonder Jesus daar. Toe sê hulle, nog nooit het iemand gespreek soos hierdie man nie. Ons het nog nooit gehoor dat woorde uit iemand se mond uitkom wat soveel krag dra, soveel gesag dra, soos hierdie man nie. Dieselfde mense wat hom moes arresteer, toe hulle daar kom, toe was Jesus besig om die skare te leer. En wat doen hulle? Hulle staan daar versteen. En hulle luister na elke woord wat hy sê. En hulle is so diep in hulle harte getref, dat hulle kon hulle self nie oorhaal om hom te arresteer nie. En hy selfde mense net so omgedraai, en teruggegaan, en gesê, is nog nooit so iets beleef. Wie was Jesus? Wie was hy? Weet, daar was nog nooit iemand in die hele wêreld wat die verklarings gemaak het wat Jesus gemaak het, aangaande homself nie. Wat het hy gesê aangaande homself? Wel, hy het aangaande homself gesê, ek is die seun van God. Jy kan dit gaan lees in Johannes 10 vers 36. Jy kan dit gaan lees in Lukas 22 vers 70. Hy het van homself gesê, ek is die seun van God. Hy sê ook in Johannes 10:36 dat ek het uit die hemel neergedaal. Ek het van die Vader gekom. Hy sê dit aangaande homself.
Hy sê aangaande homself in Johannes 14 vers 6 dat niemand kom na die Vader behalwe deur my. Wie is hierdie Jesus wat sulke verklaringe maak? Hy sê aangaande homself, ek is die opstanding en die lewe. Johannes 11 vers 25. Johannes 15 sê, ek is die ware wynstok. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Jesus kom en hy maak 'n verklaring in Johannes 10 vers 30 en hy sê, ek en die Vader is een. Hy kom in Johannes 14 vers 9, hy sê, as jy die Vader gesien het, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Wie is hier Jesus? Wie is hier die man wat sulke verklaringe maak? Hy sê in Johannes 10 vers 18, hy sê, niemand neem my lewe van my af weg. Ek lê dit vrywillig af. Wie is hy wat sulke verklaringe kan maak? Hy sê, wie is hy? Daar was nog geen man wat gedoen het wat hy gedoen het nie. Toe hy op aarde gewandel het, het hulle al die siekes na hom gebring. Wat het hy met hulle gedoen? Hy het hulle almal gesond gemaak. Nie sommer van verkoues of 'n keelseer, jy weet, of 'n rug wat nie lekker is nie. Nee, hy het die blindes laat sien. Die dowes laat hoor. Sy vinger in hulle ore gitter sê, Ephata, gaan oop. En die volgende toe hoor die man. Die blinde sê, ek sien nie soos bome. Soos wat sy oë weer gewoond raak om te sien. Hy die krepeles laat hoor. Staan op, neem jou bed op. Hy het selfs die dooies opgewek. Daar in Johannes 11, laastens. Hy het water in wyn verander. Hy kon dit doen. Hy het op water geloop. Dit wat 'n mens gewoonlik kan sink. Hy loop op dit. Hy het die storm stil gemaak. Met 'n woord. Hy vra, wie is die man? Wie is hier Jesus? Daar is ook nog niemand wat gesterf het soos hy. In Johannes 10 vers 8 het hy gesê, ek lê my lewe vrywillig af. Niemand gaan dit vat nie, ek sal besluit wanneer ek gaan. En as jy Lukas 23:46 lees, dan sê hy, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hy self het gesê, right, die uur het nou gekom, ek sal dit nou oorgee. Hy self het dit besluit. En toe hy gesterf het, wat het gebeur op daardie dag? Kan julle onthou, die son het verduister? Kan julle onthou die aardbewing wat plaasgevind het? En toe die aardbewing plaasvind, wat gebeur in die tempel? Die voorhang sal skeur, middeldeur, daar die dik gordyn, skeur middeldeur, van bo na onder, sodat niemand kan sê, dis 'n mens wat dit geskeur het nie. Want dit is van bo na onder geskeur. En wat het nog gebeur op daardie dag? Die graf het oopgegaan. En Ou Testament heiliges het opgestaan. En hulle het in die dorpe ingegaan. Imagine that. Jy het 'n huisie in Jerusalem, en hier is 'n klop aan jou deur. Dat jy die deur opmaak. Hier staan 'n Ou Testament heilige.
Hier staan Hosea. Hier staan nou Testament heilig en hy sê, "Hi, kan ek inkom?" Wat 'n dag moes dit nie gewees het. En jy kan gaan lees daarvan in Matteus 27 daarvan af vers 51, hoe die graf toe opgegaan. Dit het alles gebeur die dag toe hierdie man Jesus gesterf het. Wie is hy, Maria? Wie is hierdie man? Want die skare sommer sê kruisig hom. Daar is ook niemand wat opgestaan het soos hierdie Jesus nie. Hy het van homself gesê, my sussie, hy sê in Markus 9 vers 31, hy sê ek gaan sterwe, maar moenie bekommerd wees, oor 3 dae staan ek weer op. Hy self sê, ek gaan weer opstaan. Hy het aangaande homself verklaar. En weet julle wat? Dit het presies gebeur, soos hy gesê het, op die 3de dag, toe beruk iets binne in daar die spieelonk, en daai klip word weggerol, en Jesus staan op, uit die graf uit. God het vir hom 'n liggaam voorberei, en hy het met sy nuwe verheerlikte liggaam uitgestap in die graf uit. En toe hy opgestaan het in die graf uit, sê die skrifte, dat hy vir 40 dae, het hy aan verskillende mense verskyn, aan sy disippels, en ook aan andere, en ook aan oor die 500 mense, met baie wonders en kentekens, het hy onder hulle gewerk. Gaan lees dit in Handelinge 1 vers 3, gaan lees dit in 1 Korintiërs 15 vers 6 en 7. Wauw, wie is hy? En daar was ook nog nooit 'n man soos hierdie man, wat soveel lewens geraak het. Praat van 'n nalatenskap. Daar's nog niemand wat so 'n nalatenskap nog. Soos my Jesus. Dink net hoeveel gebroke huwelike het hy al gered. Dink net hoeveel stikkende lewens het hy al heel gemaak. Hoeveel drankverslaafdes, hoeveel dwelmverslaafdes het hy al kon verlos. En hoeveel mense se lewens, en hoeveel huise se lewens, het hy al liefde, het vrede, blydskap voorsien, waar daar net haat was, waar daar onmin was. As jy dink hieraan, dan dink ek, hoe is dit moontlik dat 'n skare daardie dag 'n moordenaar kan kies oor hierdie man? Hoe is dit moontlik? Dis toe hulle skree kruisig hom, dat Pilatus vir hulle vra, nou wat moet ek dan nou maak met hierdie Jesus? En dis die vraag wat ek by u wil laat. Wat gaan ons maak met hierdie man? Wat kan ons maak met hom? Wat kan ons maak met hom? Wel, jy kan hom die Here van jou lewe maak. Dis 'n goeie idee. Dink jy nie so nie? Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God genoem te word. Daar's vir jou 'n goeie idee. Maak hom Here van jou lewe. Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. It sounds like a good proposition. Wat sê ek dan nie, Betty? In Johannes 5:12 sê, hy wat die seun het die lewe.
En hy wil die seun van God hê, dit ook nie die lewe nie, maar het oorgegaan in die ewige dood. Romeine 10:9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus Christus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Ag Dion, is jou Bybel oop? Wie se Bybel is oop? Weet jy oop Bybel? Lloyd het oop Bybel. Lees hom vir ons nog 'n ou versie, Lloyd. Johannes 5 vers 24. Kom ons maak net seker, dit is 'n goeie opsie om hom Here van jou lewe te maak, hierdie Jesus. Maria is nie, maar lyk my Maria is klaar daar. Weet jy hom daar? Weet jy hom sê? Okay, Maria. Wat my gestuur het in die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Halleluja. Wie in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Dis mos nou 'n goeie idee. So dis iets wat ons met Jesus kan maak. Ons kan hom die Here van jou lewe maak. Want dit bring vir jou lewe. Dit bring vir jou vryheid. Dit bring lig in jou. Dit vrede, blydskap en 'n ewige lewe. 'n Ewige hoop saam met hom in die hemel. Wat kan ons nog met hom maak? Wel, jy kan hom verwerp. Jy kan 'n besluit neem en sê, wel, ek glo nie. Maar wat sê die Bybel met betrekking tot sulke mense? Markus 16:16 sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Wat sê Johannes 3:36? Ek sien jou Bybel is oop daar. Wat sê Johannes 3:36? Hy wat die seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien, maar die toorn van God bly. Hoor julle wat gebeur met die wat hom verwerp? Hulle sal die lewe nie sien, maar die toorn van God bly. Wat sê Matteus 10:32-33? Hy sê, as jy my voor die mense bely, sal ek jou voor my Vader bring. As jy my nie voor die mense bely nie, sal ek jou ook nie voor my Vader bring. Vergeefs. Het jy middelaar nie? Het nie 'n voorspraak? Dit klink nie maar 'n goeie idee om hom te verwerp nie. Een ding wat ons nie met hom kan doen nie. Jy kan hom Here maak, of jy kan hom verwerp. Dis twee goed wat jy kan doen. Een ding wat jy nie kan doen is, jy kan hom nie ignoreer nie. Kyk gou wat sê Matteus 12 vers 30. Lees gou Matteus 12 vers 30. Hoekom kan ons hom nie ignoreer nie? Wat sê Matteus 12 vers 30? Hy wat nie met my is nie, is teen my. En hy wat nie saam met my versaamel nie, verstoor. So, wat hy sê is, daar's die uiterlike middel weg nie. Jy kan my net ignoreer nie, want as jy my nie aanvaar nie, het jy my outomaties verwerp. Jy kan nie sê, wel, ek gaan nie kies nie. As jy my nie aanvaar nie, verwerp jy my. As jy my nie bely nie, ontken jy my. So dis onmoontlik om te sê, wel, ek gaan geen besluit neem. Jy's of vir my, of jy steun my. Jy kan my nie ignoreer nie. So dis een opsie wat ons nie het nie. Wat kan ons nog met Jesus maak? Hy gaan vir ons verder preek. Wat kan ons nog met hom maak? So stil bly bid. Wat kan ons nog met Jesus maak? Wel, dis wat baie, weet, daar's mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Met ander woorde, ons dien die Here deeltyds. Herman, ken jy dit? Ons dien hom deeltyds. Soos 'n deeltydse job wat jy vat, jy werk net halfdag.
Nee, en jy werk net oor naweke. Die keer was die deeltyds werk. Hoeveel mense dien die Here deeltyds? Jy sien, jy kan hom of jou hele lewe gee, of jy kan hom deeltyds dien. Dis wat party mense doen. Met ander woorde, Here, ek maak U deel van my lewe. Hoor net dan. Here, word deel van my lewe. Ek gee U 'n gedeelte van my week, 'n gedeelte van my tyd, 'n gedeelte van my energie. Dis wat baie mense doen. Hulle doen 'n deeltydse dienswerk. Maar wat sê die Bybel oor sulke harte? Jakobus 1:8 sê, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Is onbestendig. Is dubbelhartig. Matteus 6:24 sê, dat jy kan nie God en Mammon dien nie. Hy sê, jy kan nie twee Here dien nie. Jy sal eers of die een aanhang en die ander een verag. Jy kan nie jou hart in twee skeur. Wie wil met 'n man of 'n vrou trou, terwyl hy gedagtes nog by iemand anders is? Wil jy met so iemand getroud wees? Wil jy met so iemand te pad stap? Kom. Ek weet nou nie. As jy weet, jou vrou verlang nog na ou Dani. Daar so by 2 buffels met 1 skoot doodgeskiet fontein. Ek weet, sal jy dit aanvaar? Not a chance. Daar is so dorp. 2 buffels met 1 skoot doodgeskiet fontein. Ja, dis die langste. En dan bly mense daar. Maar as ek een buffel oor. So. Nee, ons sal dit nie aanvaar nie, maar ons wil dit by die Here doen. Ons wil dit by die Here doen. Openbaring 3:15-16 sê, ek ken jou werke, dat jy nie warm is nie, ook nie koud nie. Was jy maar warm of koud, maar omdat jy lou is, sal ek uit my mond uitspuug. Dis kompromie. Dis waar jou hart verdeeld is. Dis hoekom Dawid gebid het in Psalm 86 vers 11, toe hy sê, Here, gee aan my 'n verenigde hart. 'n Hart wat verenig is. 'n Hart wat net aan U behoort. Dis wat God soek. So ons kan hom ons lewe gee, of ons kan hom ignoreer, of ons kan hom deeltyds dien. Watter opsie dink jy is die beste? Opsie 1, 2 of 3. Ek lê voor julle die keuse. Wat gaan julle maak met Jesus? Maar nee, wat gaan jy maak met hom? Vat jy opsie 1? Wie vat nog opsie 1? Minder ek weet dink oor. Jy kan hom of Here van jou lewe maak, of jy kan hom verwerp, of jy kan hom deeltyds dien. As ek die skrif so kyk, dan dink ek is by verre weg die beste om opsie 1 te vat. Ek dink is by verre weg die beste. So die vraag is vanmôre vir elkeen van ons almal moet deel met die vraag. Ons almal gaan dit moet antwoord. Kan ek nog een dingetjie sê? Pilatus daardie dag. Kyk, hy was eintlik die regter. Hy moes die besluit neem. Hy het gehoor wat almal sê, maar op die ouene die besluit rus by hom. Maar wat hy nie geweet het nie, is dat hy was eintlik die een wat reg gestaan het. He didn't know it. Hy tree op as regter, maar eintlik het hy in die beskuldigingsbank gestaan. Weet julle hoekom? Want die keuse wat hy daardie dag maak met betrekking tot Jesus, hy wat Pilatus is, die keuse wat hy gaan maak daardie dag, gaan sy ewige eindbestemming bepaal. Wat hy daardie dag besluit, gaan bepaal waar hy gaan opeindig. En so is dit met elke een vandag nog. Die keuse wat ek en jy maak, gaan bepaal waar ons gaan eindig. Die keuse wat ons gaan maak met die vraag, wat maak jy met Jesus? Jy sien, dit gaan nie Jesus beïnvloed nie. Dit gaan nie Jesus se lewe
in 'n ander rigting swaai nie. Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Hy heers saam met sy Vader vir ewig. Pilatus, jy kan hom laat kruisig. Pilatus, jy kan sê ek was behandel onskuld. Dit gaan nie Jesus sy ewige eindbestemming bepaal nie. Maar dit gaan jou bepaal. Dion, wat jy ook al besluit, gaan niks verander in die hemel. Gaan niks verander aan die posisie wat Jesus het aan die regterkant van sy Vader en sy heerskappy. Maar dit gaan alles bepaal wat jou eindbestemming is. So ons staan eintlik in die beskuldigingsveld. So broer en suster, hier is die vraag. Wat gaan ons maak met Jesus? Ons gaan daarmee moed deel. Ons gaan die vraag moet antwoord. Ons kan dit nie ignoreer. Ons kan dit nie omseil. Ons kan nie 'n neutrale posisie inneem. Ons gaan moet besluit. My gebed vanmôre is, Here help ons om die regte keuse te maak. Ek kies Jesus. Ek kies hom. Ek het ander opsies, maar ek kies om hom te dien. Wie voel soos ek vanmôre? I choose Jesus. Die wat so kies, wil julle nie vir 'n oomblik saam met my staan. Ek het niks anders om aan julle te offer vanmôre nie. I give you Jesus. He's the peace that passes all understanding. He's the perfect love that casteth out all fear. He's the giver of life. Kies Jesus. Ag Here, ek is so dankbaar vir elkeen wat nou staan. Wat sê ek kies om die Here te dien. Soos 'n Joshua, daar in Joshua 24, toe hy sê, kies julle vir julle in hierdie dag wie julle wil dien. Dan vers 15, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek wonder of iemand wil bely dit saam met my. Ek en my huis, ons sal die Here dien. My kinders, my vrou, my man, ons sal die Here dien. O Here, ek verbly my saam met my broers en susters dat ons U kan ken en dat ons die keuse kan maak vandag om te sê ons maak U Here van ons lewe. U is ons al en al. U is die lelie van my dale. U is die lig in my donkerte. U is my lied en my vreugde. U is die blinkmôre ster. U is my al en al. Maar ons harte gaan vanmôre uit, Here. Ons is 'n gemeente hier en ja, ons is gered. Maar in die lig weer gaan hierdie boodskap uitgaan naar baie wat die Here nie heel hartig dien nie. Of wat nog nooit 'n keuse gemaak het om die Here deel van hulle lewe te maak nie. Maar ons harte gaan vanmôre uit na hulle. Na elkeen wat op hierdie boodskap sal afkom, of op die YouTube, of op die Facebook, of waar ook al, en ons bid nou vir hulle. O Here God, U wat 'n hart van klip kan neem, en dit kan verruil vir 'n hart van vlees, wil U nie vanmôre 'n siel red, wat luister na hierdie boodskap nie. In die naam van Jesus Christus, vra ek Vader, ontferm U, en laat die gees van die Here elkeen trek met koorde van liefde, en dat hulle knie sal buig vanmôre en sê, ek kies Jesus. Ek kies hom wat my die moddersluit kan oprig. Ek kies hom wat my duisternis lig kan maak. Ek kies hom wat my kan oorbring uit die koninkryk van duisternis in die koninkryk van lig in. Red vanmôre 'n siel in Jesus naam. Miskien is daar 'n familielid wat luister van een van ons wat hier sit vanmôre. Ag Here, hoor die gebed van 'n mamma, hoor die gebed van 'n pa,
Hoor die gebed van 'n seun en 'n dogter en trek daardie siel vanmôre met u liefdeshand, soos wat u ons ook getrek het, tot by 'n keuse wat gemaak sal word. En mag dit die regte keuse wees. I choose Jesus. In Jesus naam. Miskien is daar iemand wat sy naam jy nou wil noem. Noem daai dogter se naam, noem daai seun se naam, noem daai vriend, daai buurman se naam en sê, Here, sal U dit so bewerk dat daardie individu Jesus sal ontmoet. Dat hy ook voor 'n keuse sal kom en dat hy Jesus sal kies. Here, U hoor vanmôre elke naam wat genoem word. Dis U skepingswerk. Die vyand het kom verniel dit wat U goed gemaak het. Maar ons vra, Here, dat U sal ontferm, sal optree. Daardie siele sal nader trek. Gebruik ons as instrumente. U het wonderbare maniere om in 'n siel te trek. U kan omstandighede gebruik. U gebruik evangeliste, U gebruik sendelinge, U gebruik die innerlike stem van die Heilige Gees. Here, wat ook al nodig is, o God, met daardie siel. Soos gebed in Jesus naam. Amen.